Hi, my naam is Mariska en welkom by Dis Hoe Ons Moer vanuit die Millie FM podcast studio. Op 10 Januarie 1966 is 3 families se lewens heeltemal verander. Ouse Nel het 2 dogters gehad, Petronel en Henda Nel. Marie Fourie het 1 seun, Andrei gehad en 1 dogter, Issy. En Max, die jongste sussie, het 1 dogtertjie gehad, Poppy, en was hoogswanger in hierdie tydperk. Die Fouries het by die Nels kom kuier vanaf Zambia in Orendalsrus en Issy Fourie en Petronel het die middag van 10 Januarie 1966 besluit om na die munisipale swembad toe te gaan om en by 4 uur die middag. Andrei was veronderstel om saam te gaan, maar het nie. Toe Issy en Petro teen 6 uur die aand nog nie by die huis is nie, het die gemeenskap saamgekom by die kerk om die meisies te gaan soek. Teen middernag daardie aand het Gustav Forsier 'n verlate gebou 1.2 km vanaf die swembad besoek om daar te kyk of die meisies nie daar gevind kan word nie. En dit is toe hy die lyke van Issy Fourie en Petronel vind. Gustav, wat die meisies gevind het en 'n .22 revolver besit het, was die nommer 1 verdagte op die lys, aangesien die meisies doodgeskiet is deur 'n .22 revolver nadat hulle verkrag is. Gustav en Samuel, sy handlanger, het die middag in die veld gewerk met 'n koei wat siek was. En nadat hierdie storie oorvertel is aan die polisie deur beide Gustav en Samuel, is hulle toe nou verwyder vanaf die verdagte lys. Die feit dat Gustav se .22 toe nou ook nie afgevuur is in die laaste ruk nie, het ook gehelp. Die saak het toe doodgeloop, onopgelos vir amper 20 jaar. In 1984 het John David Theron vir 'n selmaat vertel dat hy betrokke was by hierdie moord van die 2 meisies. Dit het gelei dat Andrei, wat Issy se boetie was en beloof het om die persoon verantwoordelik vir haar dood te vind, hom verder ondersoek. John David Theron, wat 15 was in 1966, en sy broer, Barend Theron, wat 18 was, het vanaf Elsburg na Kimberley gery, toe hulle die meisies langs die pad in Orendalsrus gekry het. Hulle het vir die meisies 'n rygeleentheid aangebied, maar in plaas daarvan om hulle huis toe te vat, het hulle na 'n verlate gebou 1.2 km vanaf die swembad geneem. Daar het Barend die meisies gevra vir seks. Hulle het natuurlik geweier en toe het hy 'n .22 revolver uitgehaal. Beide meisies is uitgetrek, vasgemaak, toe verkragt. Issy is verkragt deur John David Theron en Petro deur Barend Theron. Na die verkrachting van die meisies is beide meisies doodgeskiet. Barend Theron het jare later selfmoord gepleeg voordat hy ooit kon boet vir wat hy gedoen het. John David Theron is toe in hegtenis geneem vir die verkrachting en het met die hele sak patats uitgekom. Die moord van die 2 niggies het die Nel, Fourie en Forsier familie vir ewig verander. Gustav Forsier is vir altyd verdink, nie net deur die gemeenskap nie, maar ook deur lede van die familie, aangesien hy nooit as goed genoeg gesien is vir Max nie. Om die gevolge van hierdie moorde in hierdie families beter te kan verstaan, sal ek voorstel jy kyk die reeks Niggies wat op Kyknet is, en ek is seker een van die dae beskikbaar sal wees op Showmax. Dit is gemaak deur Gustav se klein seun. Dit gee vir jou 'n goeie idee van wat die gevolge was van hierdie verskriklike misdaad en hoe hierdie 3 families geaffekteer is, die trauma wat hulle ervaar het. Gustav Forsier was nooit weer dieselfde nie, aangesien almal hom altyd verdink het. Ouse het in 'n diep depressie ingeval na die dood van Petro en Marie het vir Andrei blameer omdat hy nie daar was om na die niggies om te sien nie. As jy verder wil gaan lees oor hierdie, sal al my bronne in die description daaronder wees. Like en subscribe en dan sien ek jou volgende week vir die nuutste episode van Dis Hoe Ons Moer. Bye! Criminally Intimate. Kers gemaak vir jou smaak.